He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Kom alle volken, klap in die handen en zing de lofzang door die Heer, die allerhoogste, die ene koning, wordt in ons lofzang en vereerd. Kom alle volken, klap in die handen en zing de lofzang door die Heer, die allerhoogste, die ene koning, wordt in ons lofzang en vereerd. Kom alle volken, klap in die handen en zing de lofzang door die Heer, die allerhoogste, die ene koning, wordt in ons lofzang en vereerd. Oh, what a mighty God we serve! What a mighty God we serve! The angels bow before you, and adore you. What a mighty God we serve! Oh, what a mighty God we serve! What a mighty God we serve! The angels bow before you, and adore you. What a mighty God we serve! Oh, what a mighty God we serve! What a mighty God we serve! The angels bow before you, and adore you. What a mighty God we serve! That day when I was born again, that day when I was born again, that day when I was born again, it was a glad day when I was born again. That day when I was born again, that day when I was born again, that day when I was born again, it was a glad day when I was born again. The sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. Was a glad day when I was born again. Oh, look here, alle gangen variëren. Wat straks in die eind, wanneer is dat? Ik op je handen, naar die heilig door. En look hier, kom look hier, alle gangen variëren. Wat straks in die eind, wanneer het staat. Ik op je handen, naar die heilig door. En look hier, kom look hier, alle gangen variëren. Wat straks in die heilig, Jesus.
was blind, but now I see. Praise God, 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 praise God. He is Lord. He is Lord. Jesus. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. Oh Jesus, you will worship you, Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Und die Blut von Jesus, und die Blut von Jesus, und die Blut von Jesus, the boss made us is das Verhältnis an Liebe an Jesus, das Verhältnis an Liebe an Jesus, das Verhältnis an Liebe an Jesus, the past may better as this year.
Hallelujah, hallelujah. We worship you this morning, Lord. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know that there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. His power, your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Yes, Lord. Burn like fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness. Over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows. Burn like a fire. So good to you. Oh, we worship you, Jesus. We worship you this morning, Lord. Amen, amen. So nou wil ek dit oorgee aan Navanda. Sy wil graag, sy het iets op haar hart wat sy vandag met julle wil deel. En dit gaan oor, ons is nou in November maand, dit is bidmaand. Dit is bid vir Christene en dit is bidmaand, dit is pragtig waar. Ons moet saam deel en ons moet saam bid. Dit is wat die Here van ons verwag, om saam te bid vir die kwessies wat probleme is. So ek gaan aan haar oorgee en dan kan sy met julle deel wat sy vandag op haar hart gevind het. Amen. Ek weet almal hardloop weg as ons oor gebed praat, maar julle vraag nie. Ek weet nie hoeveel van julle weet dit is internasionale gebedsmaand vir die verdrukte kerk, November. Dit het ek verlede week uitgevind, dit was raar op my hart om dit te deel met die mense, dat vandag, die 2de en die 9de, is International Day of Prayer for the Persecuted Churches. Soos Nigeria en Syrië en Iran en daai plekke, wat ons nie van weet hoe dit vervolg word nie. Voordat
julle ons, kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om as die liggaam van Christus by mekaar te kom. Baie dankie vir die voorreg dat ons Bybel kan lees, ons kan bid, ons kan oor Jesus gesels, wanneer, waar en hoe ons wil. Terwyl daar mense is, die wêreld deur, wat ook deel is van die liggaam van Christus, wat nie kan praat oor Jesus, wat nie openlik kan aanbid nie, wat moet wegkruip, want hulle lewens is in gevaar. Vader, en vandag wil ons hierdie mense voor U bring en ons wil fokus op hulle. Gee vir my wysheid wat om met die mense te deel ten opsigte van U liggaam wat verdruk word. Vader, gee asseblief vir ons opende harte en gedagtes vir daai mense wat swaar kry soos ons nie weet hoe om swaar te kry. Dankie vir die voorreg dat ek hierdie met hulle kan doen. Ek loof U in Jesus naam. Amen. Okay, ek gaan vir julle 'n video wys. Ek was baie selektief geweest met my video want die video's is eintlik baie traumatiserend. Hierdie ene sal deur die genade van die Here nie wees nie en dit maak dit ons oop so 'n bietjie van wat gaan werklik daar buitekant aan. En as jy in die nuus gekyk het, dan sou jy gesien het in Nigerië word die Christene uitgemoor. In Sirië word die Christene uitgemoor. So kyk asseblief die video en dan sal ek net vir julle die brief lees van die hoof van die International Day of Prayer for Persecuted Churches, wat hy gesê het, want al die lande oor die wêreld neem deel hieraan vandag. Okay, maar kom ons kyk eers die video. A 2025 Open Doors World Watch List report found that religious persecution worldwide is still very much happening. This includes attacks on churches, vandalism, arrests, imprisonment, attacks, and death. Christians are facing severe impediments to freely operate in their faith. Similar oppression happens in America more often too. My new video report on Christian persecution 2025 worldwide. Open Doors is a non-denominational mission supporting persecuted Christians around the world. They release yearly results of their research describing the persecution going on. This includes an annual ranking of the 50 worst countries where Christians face the most extreme persecution. It's estimated that more than 380 million Christians suffered high levels of persecution and discrimination for their faith in 2024. That means that 1 in 7 Christians are persecuted worldwide. Several countries on the Open Doors World Watch List saw an increase in anti-Christian violence. While the contexts were often different, either tightly autocratic states or nations that are unstable due to weak government or civil war, the result was the same. Targeting of Christian communities, destruction of lives, churches, and homes, and immense pressure on believers. Multiple countries in sub-Saharan Africa have seen a rise in violence against Christians. Currently, 8 of the top 10 deadliest places for Christians are in sub-Saharan Africa, and all of them, except Nigeria, have more faith-based killings than they did during the 2024 World Watch List reporting period. Chronic government instability has created an environment where Christians can be targeted and where Islamic militants can use the chaos for cover to continue their attacks. Also, in sub-Saharan Africa, many Christians have been forced from their homes. Of 34.5 million displaced people there, around 16.2 million are Christians. Now, here are the top 10 worst countries on the Open Doors 2025 watch list. Number 1 is North Korea. Second, Somalia. Third, Yemen. Fourth, Libya. Fifth, Sudan. Sixth is Eritrea. Seventh, Nigeria. Eighth is Pakistan. Ninth is Iran. 10th is Afghanistan. Christians in the Middle East and more countries on the World Watch List are being driven underground. This has resulted in isolation, the decline of churches in several countries. The church in Syria has diminished significantly after more than a decade of war, disaster, and relentless crisis. After the Israeli-Hamas war that began in 2023, Christian communities in Gaza and West Bank have come to the brink of extinction. The church in Afghanistan is deeply underground. Visible expressions of Christianity have all but disappeared. And in China, unregistered churches, once tolerated by the government, are now considered illegal.
They have been forced to go underground like in isolated homelands. In the U.S., the land known for its foundational principle of religious freedom now faces a complex reality where expressions of faith are occasionally met with opposition, legal challenges, or social pressures. While persecution in the U.S. does not typically resemble the severe oppression found in certain countries, even milder forms of discrimination can be deeply unsettling for those who experience them. While somewhat harder to define, discrimination in America can include workplace discrimination, suppression of religious expression in academic settings, or media focus to misrepresent Christian values. These things can lead to a sense of isolation among Christians, influence faith development in younger generations, cause religious liberty in the nation to suffer. We need to continue to expose oppression, pray for all the people in the world suffering persecution for their faith. From Indiana, this is H.A. Graves. Dat julle net so effens van 'n insig kry van wat gaan wêreldwyd aan. Julle het altyd met Barbara en Angelika en my gesels, ons was by 'n vroue tee gewees waar hulle meer in diepte praat oor Pakistan en wat gaan in Pakistan aan en dit is griesdaam, maar julle is baie welkom by ons om gesels. Dan gaan ek net die brief lees. Julle het 2 papiertjies gekry. Dit is die pamfletjie wat IDOC uitdeel vir wêreldwyd, net om die mense bewus te maak daarvan. Julle sal sien die barcode is daar, as jy nog wil scan en meer wil gaan kyk. Dan hierdie papiertjie is net wat ek hulle inligting gevat het en saamgesit het om vir almal te gee, sodat as julle huis toe gaan, julle nie sommer net vergeet nie, dat julle die gebedspunte het wat ons vir elke land bid vir hierdie maand en dan eintlik vir die hele jaar, maar November is die fokusmaand gebed vir verdrukte kerke. Hulle wat nie so bevoorreg is soos ons om so lekker hier te kan sit en ons Bybels uit te hê en onsself op te neem en te praat van Jesus. Okay. Ek gaan dit lees in Engels, verskoon. Across the world, millions of Christians live in places where following Jesus comes at a great cost. Julle gaan dit daar kan lees, hoor. Ek hoop julle kan sien. Some estimates put this number as high as 380 million. That's 1 in 7 Christians worldwide who face persecution for their faith. The Bible reminds us that persecution is not a strange thing for those who follow Christ. The Apostle Paul wrote, "Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted." 2 Timothy 3 verse 12. Jesus himself said, "If they persecuted me, they will also persecute you." John 15:20. Yet even in suffering, Scripture assures us of a great truth. Nothing can separate us from the love of Christ. Neither tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, nor sword. Romans 8:35. For those of us who enjoy freedom to worship, the Bible calls us to stand with those who suffer for their faith. If one part suffers, every part suffers with it. Dit is almal die liggaam van Christus. En ons kan nie kyk hoe een gedeelte swaar kry en ons gaan maar net aan sonder enige bekommernis nie. Ons is deel van die liggaam van Christus. 1 Corinthians 12:26. And remember those who are in prison as if you were together with them. Hebrews 13 verse 3. Dit is wat Jesus vir ons opdragte gegee het in sy woord van hoe ons mekaar moet ondersteun. Organized by the World Evangelical Alliance for more than 2 decades, hulle bestaan al van 1846 af, the International Day of Prayer for the Persecuted Church has united the global church in prayer for our suffering brothers and sisters. Observed each November, churches around the world dedicate this time to intercede and act on behalf of those who remain steadfast in faith amid hardship and hostility. This year, under the theme, Faithful to the End, wat ons kry in Revelation 2 verse 10, wat Smyrna, die gemeente van Smyrna is, IDOC 2025 will be marked on November 2nd and 9th, with churches free to observe it throughout the month. We invite you to visit idoc.org for resources, stories and ways to participate. Dit is baie oulik. Hulle het Bybelstudies, Bybelverse, al daai goeders en extra stories wat vir julle meer vertel. Join us as we remember those who share our faith but not our freedom. Let's pray that they would remain faithful to the end. Blessings, verskoon as ek dit verkeerd uitspreek, dis Godfrey Yogaraya, Ambassador to Religious Freedom, World
Evangelical Alliance. Dit is die sy brief wat hy gestuur het op sy webwerf is vir die hele wêreld om te deel vandag. Dat net om ons bewus te maak van daai mense wat nie so bevoorreg is soos ons nie. So net bietjie meer oor waaroor dit gaan, faithful to the end. Do not be afraid of what you are about to suffer. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. En dit is nie net iets wat gesê is nie, dit staan in Revelation 2:10, Openbaring 2:10. Dit is 'n oproep vir ons almal en as jy gaan kyk, dit staan in die 7 kerke wat daar in Openbaring is, wat dit wys hoe Christene veronderstel is om op te tree in alle situasies. As we observe the International Day of Prayer for the Persecuted Church 2025, we remember believers who remain steadfast in faith amid deep opposition. From Africa, Asia to the Middle East, many face restrictions, harassment and isolation for bearing the name of Christ. Yet in the midst of darkness, their faith continues to shine. Their endurance is not born of human strength, but of a deep and living hope in Jesus Christ. A hope that cannot be silenced or extinguished, like the church in Smyrna, to whom Christ said, "Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10. En as jy nou onthou, Smyrna was die vervolgde, verdrukte kerk wat uitgemoord is. En sy opdrag is, volhard tot aan die einde. The persecuted church reminds us that faithfulness often comes at great cost, but its reward is eternal. The IDOC is not only a call to intercede for our brothers and sisters, it is also a summons to stand with them in solidarity, to remember that the body of Christ is one. When one member suffers, all suffer. When one stands firm, all are strengthened. As we pray this year under the theme, Faithful to the End, we are invited to renew our own commitment to follow Christ with courage, perseverance and love, whatever the cost. This guide will help you to pray for persecuted believers in Nigeria, India, Algeria, Syria and Iran. Gaan lees dit asseblief. Ek het nou vir tyd het ek besluit om dit nie vir julle te lees nie, maar vir julle te gee dat julle kan gaan lees. Want dit sê vir julle wat gaan aan in Nigeria en in Syria en in India en in Iran en in Algeria. Dit verduidelik vir julle wat gaan daar aan. Okay, gaan rarig, dit is belangrik. Gaan skerp julleself op ten opsigte van. En ek praat in onkunde, ek het nou daarvan gehoor en begin leer daarvan, terwyl dit al so lank aangaan. En ek dink ons in Suid-Afrika, ek weet nie eens van die res van die wêreld nie, is bietjie vas in die slaap ten opsigte van wat gebeur in lande daar buite. Hoe gaan dit met hulle? Ons het soveel vryheid hier in Suid-Afrika. As julle belangstel in enige verdere inligting, ek het vir julle websites, ek het vir julle plekke waar julle gaan, as julle mense soek om te kontak, dan doen ons dit ook. Kom vra net vir my, ek sal dit met liefde vir julle gee. Of net gesels met julle daar. Maar hierdie is regtig verskriklik belangrik. En dan toe ek nou met dit is, en ek voel ek moet dit deel met die mense, kom hierdie versie van Matteus 25 vers 40 net by my op. En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. En ek staan nie vanoggend hier om vir julle te vra, luister, gee geld nie, of gee jou, kom uit en kom doen iets spesiaals of enigiets nie. Ek vra van jou, wanneer jy gaan sit en bid vir jou eie behoeftes, vir dit wat jy self wil hê, onthou daar is mense wat nie so bevoorreg is, wat nie kan gaan sit met hulle Bybel, wat nie kan uitgaan en met 'n vriend of 'n vriendin gaan praat en sê, luister, dit is my behoefte, bid vir my nie. Daar's van hierdie lande so China en Korea, wat as hulle 'n stukkie Bybel kry, wil hom gou memoriseer en dan moet hulle ontslaa raak daarvan. Want in daai lande maak hulle nie net vir jou dood nie, hulle gooi jou nie net in die tronk nie, hulle doen dit met jou gesin, met jou hele familie. Julle ons is so bevoorreg. Asseblief, mag ons Hemelse Vader ons harte oopmaak vir hulle wat daar buite is, wat soveel pyn. Wat moet bekommer, gaan my dogter vanaand veilig hier wees of gaan sy uit my hande uitgeruk word? Gaan my seun veilig wees of gaan hy doodgemaak word? Hulle het nie daai vrede. Okay, baie dankie vir julle geduld. Ek het 'n liedjie hierso wat ek gaan speel wat gaan oor die verdrukking. Kyk die liedjie, dis so 3 minute. Vivian het gesê ek mag. En kom ons sit net terwyl ons so sit en ons dink net aan hulle
wat nie so bevoorreg is soos ons. En ons praat net met die Here oor daai mense om ons harte en ons gedagtes oop te maak vir hulle wat nie so bevoorreg is soos ons. Kijk, dankie julle. A breath of morning and hope, soft like prayer rising from broken places. Through fire, war, and silent cries, we walk this world with tear-stained eyes. But in our grief, we still believe you never leave, you never leave. The storms may howl, the drought may stay, but you are near, not far away. When all we see is loss and fear, we lift it all, you're always near. We lift the suffering to you, Lord. Each broken dream, each battle won, and every trial still remain. A faithful God, a healing flame. You hold us through what we can't bear. We lift the suffering in our prayer. For every soul without a home, for those who hurt and feel alone, for weary hands and hungry days, we call on you, come make a way. And when our hearts begin to fade, still your compassions never pale. Through every shadow, wound and flame, we find our strength in Jesus' name. We lift the suffering to you, Lord. Each broken dream, each battle won, and every trial still remain. A faithful God, a healing flame. You hold us through what we can't bear. We lift the suffering in our prayer. You walk the road of grief and loss. You bore our pain upon the cross. So when we weep, we're not alone. Our cries are heard before your throne. We lift the suffering to you, Lord, and trust your love will restore. You are our shelter, you are peace, our hope, our strength in every need, through every fire and every fear. We lift the suffering, knowing you heal. Baie dankie Amanda. Dankie dat jy dit met ons kon deel het. Ek dink ons partykeer dan staan ons kyk net in ons eie probleme en ons eie dinge vas en ons sien nie, ons kan nie dink dat daar lande daar buite is wat eintlik so met sukkel nie. En hier's ons geseënd om te kan hier in hierdie plek sit. Ek sê dit baie dat ons is so bevoorreg om te kan openlik die Here se naam loof en prys en ons is een van die min lande wat dit nie doen. Ons sit in die kerk en ons steek nie ons hande op nie, ons vertel nie vir mense van die Here nie, en in sulke lande honger hulle om dit te kan hê, en ons het dit, en ons, we take it for granted. En ek wil vir julle sê, voordat ek begin met die woord wat die Here op my hart gelê, ek wil vir julle net sê hoe getrou is die Here, want ek het nou nie geweet die deel waaroor sy gaan praat nie, sy het vir my die video gestuur, maar ek het nie geweet die deel waaroor sy praat. En toe praat sy nou oor die liggaam van Christus, en dit is die woord wat die Here op my hart gelê het vandag. En ek raak so opgewonde as ek weet die Here sit dinge by mekaar, en dat die woord wat die Here beplan so uitgaan. Ek raak in my siel opgewonde om te weet die Here is goed vir ons.
Here se naam groot. Amen. So die deel wat ek met julle wil deel vanoggend is oor die liggaam van Christus. En ek wil saam met julle lees, sy het amper in die vers ingeklim, maar ek wil saam met julle lees in 1 Korintiërs 12 en ek gaan lees vanaf vers 12 tot 14. En dit is 'n baie bekende vers, ons almal ken die vers. En dit sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die liggaam van die een liggaam, al is hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jood of Griek is, slaaf of vry man, en ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. En ons, hierso vandag, elke een van ons is die liggaam van Christus. Maar eintlik as ons nou in teologie ingaan, dan gaan dit meer as net dit. Want dit is nie net ons nie, dit is daai mense ook, hulle vorm ook deel van die liggaam van Christus. Maar vandag wil ek dit net bietjie inbring huis toe. En ek wil sê, ek wil praat oor ons kerk as die liggaam van Christus. En ek wil die woord wat die Here op my hart gelê het, wil ek met julle praat as die dele van hierdie liggaam van Christus. Ons is elkeen afsonderlik en ons het elkeen ons eie bediening en ons het ons eie doel in die gemeente. Maar ons is saamgeroep in een liggaam. Of ons nou die hand is of die toon is, die Here het jou geroep om daardie deel te wees in hierdie gemeente. Jy sit nie net 'n stoel warm. Jy is hier met 'n doel. En die Here wil jou gebruik vir 'n doel. En as jy nog nie 'n doel gevind het in die gemeente nie, dan moet jy gaan bid en sê, Here, wat is my doel in hierdie gemeente? Here, waar moet ek inpas, Here? As ek die toon is, wat is die werk van die toon? Gaan Google dit as jy moet en gaan kyk, wat moet ek doen? Wat moet ek wees in hierdie liggaam van Christus? En ek wil vir julle verder lees vers 15 tot 19. Dit sê, as die voet nou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom ook nie aan die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Ons almal kan nie die hand of die voet in die liggaam van Christus wees nie. Ons almal kan nie die prediker wees nie, ons almal kan nie die helper wees nie. Almal kan nie een doel in die liggaam van Christus wees nie. Ons almal kan nie hardloop en sê, ons wil bidders wees nie, want dan gaan daar 'n gaping wees. Daar gaan iets wees wat nie daar is nie. As almal hande is, waar gaan daar voet vandaan kom? Waar gaan daar helper wees? Waar gaan daar iemand wees wat die brood pak, wat die koppies reg sit? As ons almal hardloop om iets anders te wees. Dit is ons doel om te bid en te sê, Here, wat is my deel in hierdie liggaam? Wat is dit wat ek is? En ons moet ons nie bekommer oor wat die persoon langs my is. Die Here het daai persoon geroep, maar ek slaan net die vla op 'n Sondag in. Die Here het jou geroep om dit te doen. As jy die koppies moet regpak, die Here het jou geroep om dit te doen. Dan doen jy dit met alle eer en alle lofprysing aan die Here, want die Bybel sê, alles wat jy doen, moet jy doen tot eer en verheerliking van die Vader. Ons moet enigiets, as ons die vloere moet vee, dan prys en worship ons en ons sing halleluja en kom alle volke klap met die hande terwyl ons die vloere vee. Dit is hoe ons moet wees. Ons moet nie neerkyk, want dit wat ek doen is eintlik maar net klein nie. Die deel wat ek in hierdie liggaam van Christus is, as ek die vloere vee, is ek eintlik maar niks nie. Nee, want as dit nie vir jou is nie, dan kan hierdie dinge binne hierdie gemeente kan nie aangaan nie. As daar nie iemand is wat die nagmaal gereed kry nie, as daar nie iemand is wat die koppies doen nie, as daar nie iemand is wat die klank doen nie. Sonder die een en die ander ene kan ons nie wees nie. En ons moet saam in een liggaam moet ons wees. Ons moet saam eengesind wees. As jy voel, jy is net 'n klein deel. Wie het al 'n klein twintjie gestaan? Nog niemand nie. Nog niemand 'n klein twintjie, jy is geseënd. As jy daai klein twintjie stamp, moenie vir my sê die hele liggaam ly nie in pyn nie. Want daai is die kleinste dingetjie. Kyk, jy kan 'n hand stamp, jy kan 'n kop stamp en jy loop daarvan af vry vir bietjie. Maar as jy
daai klein toontjie gisteraand toe ek hardloop om nou vinnig weer hierdie te print, toe stamp ek my klein toontjie. Die hele liggaam is in pyn en in lyding. En dit is so 'n klein deeltjie. Dit is so 'n klein dingetjie, maar hy veroorsaak soveel pyn. Nou vanoggend wil ek vir julle sê dat hierdie liggaam van Christus lê vandag in pyn. En dit is wat ek met julle wil praat. En nie net in die lande en die ander dele van hierdie liggaam van Christus wat in pyn lê, wat ons moet gaan help, wat ons voor moet bid, wat ons moet dra nie. Maar hierdie kerk, want ek wil dit nou afsonder met ons gemeente. Hierdie gemeente lê in pyn vanoggend. Elke Sondag wat ons hier inkom en daar's 'n sitplek leeg, dan lê hierdie liggaam in pyn. Want daar's een deel van hierdie liggaam wat nie hier is nie. Wat nie hier is om te dien, die doel wat hy moet dien in hierdie gemeente nie. As daar op 'n Sondag iemand is wat nie kerk toe kom met 'n godsdienstige hart nie, met 'n leë godsdiens, kom net kerk toe want dan het ek my deel gedoen. Ek het kerk toe gegaan, Here, ek het nou my deel gedoen, ek is nou 'n Christen, ek is nou 'n kind van die Here, nou gaan ek weer. As jy kom kerk toe met daai leë bediening, dan lê die liggaam van Christus daaronder. Want ons almal moet saam eengesind in hierdie gemeente inkom. As dis jou as persoon se verantwoordelikheid as jy by daai deur instap, dat jy ingebid is, dat jy reeds die gawes van die Vader gekry het, dat jy reeds reg is in jou siel en in jou gees en in jou gedagtes, dat jy instap en jy sê, Here, ek is hier want ek wil U ontmoet vanoggend. Ek is hier want ek wil U doel hier binne in hierdie gemeente wil uitlewe. Nie ek kom kerk toe dan praat ek nou met almal of ek wil nou met almal nou net gou eers gesels. Nee, dis waarvoor ons fellowship na die tyd het, om lekker saam met almal te gesels. Maar as ons in die kerk inkom, dan is ons hier vir een doel en dit is vir Jesus Christus en om hom te ontmoet, om hom te kom loof en prys en om hom al die ere te gee. Dit is waarvoor ons kerk toe kom. Ons kom nie kerk toe om mekaar te sien omdat ons mekaar lanklaas gesien het nie. Dan kan ons mekaar bel. Ons kan reël vir 'n koffie, ons kan 'n lekker kuierdag reël. Dis waarvoor ons braai daar is. Ons gaan lekker kuier. Maar as ons inkom, is dit ons elkeen se verantwoordelikheid om te sorg dat jy ingebid en reg is, sodat as die kerk begin, dan is ons reeds eendragtig saam en die Gees van God kan beweeg in hierdie plek. Maar die Gees van God kan nie beweeg as daar een lidmaat is wat ons moet saam sleep nie. As daar een lidmaat is wat nie doen wat hy veronderstel is om te doen nie, hy is nie ingestel op die Heilige Gees nie. Hy is nie ingestel gereed om die woord van die Here te kom hoor nie, om te verander en te sê, Here Jesus, ek met my alles nie. Dan gaan dis soos 'n ketting wat gebreek is. Hy gaan net dan so. Hy gaan nie heeltemal deur die liggaam nie. En dan lê hierdie liggaam in pyn. As ons elkeen hier inkom, dan moet ons ingebid wees en ons moet gereed wees. Ons kan nie net mense wees van uiterlike godsdiens nie. Ons moet strewe om die krag van die Here in ons gemeente en in die liggaam van Christus te ervaar. En dit is waar ons moet kom om te sê, ek ondersoek myself. Ons moet onsself altyd deur ondersoek. Ons moet altyd sê, Here, is U nog die hoof van hierdie gemeente? Is U nog die leidsman van hierdie kerk? Lei U nog hierdie gemeente en hierdie kerk volgens U wil? Nie volgens my wil as pastoor of volgens enigiemand anders se wil nie, maar is U nog die leidsman van hierdie liggaam, van hierdie gemeente? Ons moet dit altyd in perspektief sit en ons moet altyd onsself dit vra. Is ons nog onder die leiding van die Heilige Gees? Gehoorsaam ons nog die woord? Ons moet hierdie vraag vir onsself individueel vra, maar ook as 'n kerk, as 'n gemeente moet ons dit vra. Is die Heilige Gees nog binne in hierdie plek besig om te werk? As die Heilige Gees nie hier is nie, dan is ons besig met 'n pad wat ons nie op moet wees nie. Dan moet ons terugkeer. Maar ek as pastoor kan nie sê, okay, kom ek sleep nou die hele gemeente saam en ons gaan nou die liggaam van Christus nou optel nie. Nee, ek en myself, Pieter en homself, pastoor Ralph en homself moet sê, Here, wat doen ek om te blokkeer dat die Heilige Gees binne in hierdie plek vaardig raak? Wat is daar binne my, Here,
wat maak dat u liggaam nie kan werk soos wat hy moet werk. Dit is 'n saak tussen jou en God. Dit is 'n saak individueel vir jouself. Nie net een persoon kan 'n hele liggaam dra nie, maar elke individuele een moet saam wees. Anders gaan ons gaan so sleep. Ons kan nie, die voet moet leer om te loop. En hoe gaan die voet leer om te loop? Deur om hier te wees, deur om homself oop te stel en die gees van God moet vaardig raak in hierdie plek sodat ons kan geestelik groei. Om in homself te sê, Here, ek het dinge in my lewe wat nie volgens u woord gaan nie, Here, help my om dit te verander. Dit is hoe daai voet gaan leer om 'n voet te word en te werk. Wanneer hy weet om te kan groei en te kan verander en te kan verbeter volgens die wil wat God vir sy lewe het. Anders dan gaan hy nooit leer om 'n voet te wees nie. Dan gaan hy altyd net melk drink, soos 'n baba. Hy moet leer om 'n voet te wees, want dit is wat God hom toe geroep het. Ons kan nie die liggaam saamsleep nie. Kan ons die beweging van die Heilige Gees in hierdie liggaam vind? Is daar iets in onsself wat ons moet sê, Here, is dit ek wat blokkeer dat hierdie hele liggaam u Gees kan ervaar op 'n Sondag? Is dit my skuld, Here, want ek kom in die kerk in met onreinheid. Ek kom in die kerk in met iets binne my hart wat nie hier moet wees nie. Iets binne my siel, binne my gees wat nie hier moet wees nie, wat nie hier hoort in die kerk nie. Ek kom met dit hier in, Here, en dan blokkeer ek die hele liggaam om seën te kan ontvang. Dit is ek, Here, ek moet in myself introspeksie doen. En ek wil hê julle moet saam met my lees in 2 Timoteus 3 vers 2 tot 5. En dit sê, want die mense sal liefhebbers wees van hulself, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoeklik, kwaadpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde vir goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. As ons in onsself hierso sit en ons sê, Here, ek introspek myself en ek vat daai vers, Here, en daar's een of meer dinge in daai vers wat in jou is, waarmee jy struikel, dan is jy besig om 'n blokkade te wees vir die Heilige Gees om in hierdie plek te kan beweeg. Dan is dit jou self, jou eie ding, dit is soos 'n doring in die vlees van die liggaam van Christus. Dit moet uit. Dit moet uit sodat jy kan weer heel word en weer op die pad kom wat jy moet wees in die liggaam van Christus. Dat jy jou doel kan uitleef. Jy moet wegdoen van al hierdie tipe dinge, want dit laat die liggaam in pyn. Dis 'n belangrike saak tussen net jou en God, net my en God. Daardie vers tik almal van ons oor die vingers. Ek het in die week ek het so kwaad geword vir 'n situasie. En daaraan toe ek huis toe gaan, nou soek ek 'n woord en ek bid en ek sê, Here, asseblief, help my, gee my net 'n woord. En die een op die ander vers wat ek lees, sê, moenie kwaad word nie. Jy kan nie so wees en dan God eer nie. Jy kan nie so maak met mense van God nie. Elke vers toe sê ek, Here, asseblief, vergewe my, Here. Want dit is hoe ons moet wees. Ons moenie as die Here vir ons wys, daar's iets in ons lewe, as iemand na jou toe kom en sê, jy's ongeskik, man, dan moet jy nie sê, ag, wie's jy om nou vir my te sê, ek's ongeskik nie, jy moet sê, Here, is dit dalk u wat vir my sê, ek is hier besig met iets anders. Here, kom ek wees nie opstandig en kwaad nie, kom ek vat dit, Here, en ek sê, Here, waar moet ek verander? Wat is dit in my wat mense sien, wat ongeskik is, of wat nie reg is nie? Here, wat is dit binnekant my, wat ek moet verander, sodat daar bekering kan plaasvind? Want as daar bekering in jouself plaasvind, in jou as deel van hierdie liggaam, dan gaan die hele liggaam genees. Maar as elke ene nie sê, daai vers is nie vir my nie,
Daar's niks binne daai vers wat ek het, wat daar's niks nie, ek is op my regte pad. Ek het niks binne daai vers wat die Here kan sê, dit is in my. Dan prys die Here, dan is jou pad hemel toe. Jy's op die regte pad, maar elke een van ons het iets in ons lewe, of jy nou kwaad word vinnig en of jy wat ook al doen, ons almal het iets in ons lewe wat veroorsaak dat dit 'n hindernis is vir ons om te kan die geestelike gawes van die Here ontvang. 2 Kronieke 7 vers 14 sê: En as my volk oor wie ek my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel uit hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Die Here wil met ons 'n pad van genesing stap. Hy wil met ons 'n pad van groei stap. Maar daar gaan nie groei kom in ons liggame, in ons gees en in dit wat ons moet wees vir Christus as ons nie ook 'n bietjie seer kry nie. Want groeiproses is nie maklik nie. Dis nie lekker om te hoor, Here, ek doen iets verkeerd nie. Dit is nie lekker om dit te admit en te sê ek is verkeerd. Daardie is ek doen daardie dinge nie. Dit is nooit maklik nie, maar dit is 'n proses wat ons moet deurgaan. Soos die Here ons verander en ons deel van sy liggaam word, gaan hy ons meer en meer uitwys waar die seerplekke in hierdie liggaam lê. En as jy nie gaan luister en ag gee na dit wat God vir jou sê nie, dan gaan God iemand stuur om dit uit te wys en in die openbaar te bring. En dit wil mense nie. So gaan jy by jouself en sê, Here, asseblief vergewe my vir hoe ek is, Here. Vergewe my vir dit wat ek doen en as ek 'n blokkasie is. Dit is elke een van ons se plig om te kan sien as 'n ander lid swaar kry, om te kan gaan help. Want as ons nou verder lees in daardie vers, 1 Korintiërs 12, vers 25, dan sê dit, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly die hele liggaam saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Die een liggaam, het ek net nou gesê, kan nie net daar hang nie. Hy kan nie net daar wees sonder 'n doel nie. Maar as daai liggaamsdeel, as ons sien iemand in die kerk trek swaar, en nie net finansiëel of wat ook al nie, maar geestelik. Dit is ons plig om te bid en te sê, Here, as ek hier by die deur inkom, maak my geestelike oë en ore oop, Here, sodat ek nie net na u woord kan hoor nie, Here, maar dat ek u stem kan hoor. Want jy wat na iemand toe gaan en sê, hoorie, jy lyk nie lekker vandag nie, is jy okay? Jy is dalk die gebed, die antwoord op daai persoon se gebed. En dan doen jy dit nie, want jy is nie ingestel op die woord van die Here nie. Jy is nie ingestel op jou geestelike oë en ore wat oop is nie. Want jy kom nie kerk toe reeds ingestel op die Here nie. Jy kom net kerk toe om jou deel te doen. En dit is hoe ons nie moet wees nie. Ons moet weet wanneer daar iemand is wat swaar trek. Wanneer daar iemand is wat nie sy deel kan doen, Here, hoe kan ek daai persoon bystaan, Here? Moet ek geestelik saam met daai persoon bid? Moet ek saam met daai persoon wandel? Wat moet ek doen, Here? Wys my wat ek moet doen om daardie deel van die liggaam gesond te maak. Want anders te gaan ander dele harder werk. En dit maak dat daar verdeeldheid in die liggaam is. Ek moet alles doen. Ek moet alles doen, ek moet vee en mop en kerk oopsluit en vla uitsit en alles. Ek's moeg, niemand help nie. En dan gaan ek oor 'n jaar of 2 gaan ek sê, nee, ek is nou klaar met hierdie besigheid. Want ek kan nie meer so nie, want die een liggaam moet alles doen. Maar daar's baie ander liggaamsdele wat hulle deel ook moet bring en hulle deel in hierdie liggaam moet bring. As jy 'n bidder is, dan kom jy en jy kom bid. As jy iemand is wat voel, jy het 'n woord vanoggend vir die gemeente, dan kom jy en jy gee 'n woord vir die gemeente. Dit is hoe 'n geestelike gevulde kerk moet wees. Die Bybel sê, een moet kom met 'n lofprysing, een moet kom met 'n woord, een moet kom met danksegging. Dit is hoe 'n kerk van Christus moet lyk en ryk en wees. Dit is hoe ons moet wees. Ons moet hierdie dinge in ons liggaam moet ons hê.
Dit is belangrik dat elke een van homself moet kyk, waar staan ons in die liggaam van Christus? Wat is my plig om te kan sorg dat hierdie liggaam nie verder skade ly nie? Wys my Here, wat is die oorsaak? Is ek dalk die oorsaak dat my broer of suster nie vanoggend binne in hierdie kerk sit nie? Is my losbandige tong die oorsaak dat iemand nie vandag binne in hierdie gemeente is nie? Dat iemand nie vandag kerk toe kom nie? Omdat my tong, ek nie my eie tong kan beheer nie. Omdat ek nie kan weet, dit is my probleem nie. My tong is my probleem. Here, maak my tong toe, Here, dat hy net gebruik word volgens u wil en u krag. En niks anders te nie. Is ek die rede dat iemand nie vanoggend wil kerk toe kom nie, of my nie wil sien nie, draai om my loop, want hulle het nie lus om met my te praat nie, want ek het iets gesê wat nie reg was nie, of ek het iets gedoen wat nie reg was nie. Dit is wat ons moet sê, Here, help my. Help my, Here, wys my as dit ek is, Here. As jy geestelik ingeset is en jou ore en oor is oop, dan gaan die Here dit vir jou wys en jy gaan dit onmiddellik weet en jy gaan na daai persoon toe gaan en sê, vergewe my. Ek's jammer, ek het dit nie so bedoel nie. Ek het nie gemeen om dit te sê nie. Partykeer, meeste van die tyd is 'n bekleierery, 'n miskommunikasie of 'n misverstand. Jy lees my WhatsApp so, ek het hom hier met 'n smile getik, maar ek het nie 'n smiley face opgesit nie, nou dink ek ek's kwaad vir jou. Dis hoe meeste misverstande is. Maar ons moet met mekaar kan praat en sê, Here, asseblief, help my, wys my waar ek moet verander. Net soos wat jy as persoon aanval op jou liggaam, op jou gees, op jou denke, op jou elke dag kry. As jy nie aanvalle kry nie, dan wil ek vir jou sê, jy het 'n probleem. Want dan is jy nie op die regte pad nie. As iemand hierso sit en hulle sê, nie een dag val die duiwel my aan nie, dan moet jy bid, broer en suster, want dan is hy gelukkig met jou. En dit is 'n probleem. Maar net soos wat ons aangeval word, word hierdie liggaam van Christus aangeval. En 99% keer van die aanvalle kom uit die kerk uit. Nie buitekant daai deure nie, dit kom uit die kerk uit. Want Sunny en Pietie en Koos en wie ook al kom nie by daai deur in soos wat hulle moet nie. En dan kom hulle in, hulle bring wat ook al in hierdie gemeente in. En dan word die liggaam aangeval. Omdat ek nie in myself kan sien, ek het 'n probleem met hoe ek praat of hoe ek is nie. Ek moet verander nie, ek dink ek is reg, ek is op my pad hemel toe. Dan maak ek dat die liggaam ly. Ons moet in onsself, moet ons sê, Here, asseblief wys my as ek die blokkade is vir hierdie liggaam wat ly. As ek die een is wat iets veroorsaak dat dinge nie kan gebeur soos wat dit gebeur nie. Die liggaam en die geestelike gawes loop hand aan hand saam. Saam met die liggaam van Christus het ons die gawes van die Gees ontvang. Dit was ons geskenk wat die Here vir ons gegee het, wat deur die Heilige Gees vir ons gegee word. En daardeur word ons gedrewe. Ons moet hierdie dinge in ons gemeente moet ons hê. En dis hoekom ek net nou gevra het, is ons nog onder die salwing van die Here? Beweeg die Heilige Gees nog in hierdie plek? As iemand moet vra, kom uit vir gebed, dan moet jy die eerste persoon wees wat hardloop soen toe en sê, ek kom uit vir gebed, maak nie saak wat, bid net asseblief saam met my, want ek wil nie hê dat daar hindernis in my moet wees nie. Dit is hoe ons as kerk moet wees. As jy die Here aangeneem het, dan het jy hierdie geestelike gawes ontvang. Ons geestelike gawes is juist daar om ander op te bou, nie net jouself nie, om ander op te bou en die kerk te stig. As die Here se Gees in hierdie plek vaardig maak en ons almal saam eendragtig beleef dit, dan stig ons die hele liggaam, die hele kerk, die hele gemeente. Maar as daar een key in daai chain nie daar is nie, dan val die hele liggaam daarmee in. 1 Korintiërs 12, ek net vir julle vers 28 lees wat sê, en God het sommige in die gemeentes gestel, in die eerste plek apostels, tweede plek profete en ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Waar die
kinders van die Here bymekaar kom, daar moet hierdie dinge wees. Dit loop hand aan hand. Daar waar die liggaam van Christus is, daar moet die Gees van God wees, en daar moet die Heilige Gees wees, en daar moet hy werk, en daar moet hy geervaar word. As ons net 'n leë gemeente is, sonder die werking van die Heilige Gees, dan is ons nie reg in die liggaam van Christus nie. Dan is daar 'n probleem. Ons moet hande op die siekes lê, en hulle moet genees. Ons moet nie bid en bid vir siekte, en dit word nie gesond nie. Ons moet kan, die Bybel sê, dit wat ek gedoen het, nog meer sal jy doen. Hoeveel meer het Paulus gedoen as Jesus? Want Jesus het vir hom daai krag en daai autoriteit gegee. Jesus gee vir ons daai krag en daai autoriteit as sy liggaam. En ons moet dit kan vat, en ons moet kan hande op die siekes lê, en sê, jy's genees in Jesus naam, want daai krag is in ons. As ons mos skoon kanaal is, en ons is op ons regte pad, en ons is ingeënt in die liggaam van Christus, dan moet ons hierdie dinge kan doen. Ons moet kan bemoedig, ons moet kan bedien, ons moet kan onderrig, ons moet kan wys, ons moet kan help, ons moet mekaar kan dra. Geestelike gawes dra by tot die kweek en eendrag wat die kerk laat groei. Die werking van die Heilige Gees moet sigbaar wees in die liggaam van Christus. Dit moet eendragtig wees, want ons kan nie 'n leë kerk hê. Ons kan nie 'n leë bediening hê nie. Ons moet, as die mense hier kom, met hulle reeds al braai deur, al die krag en die salwing van die Heilige Gees met hulle voel. Hulle moet daar inloop en hulle moet koordans in hierdie plekke. Ons is mos Pinkster, maar dit voel of ons nie meer Pinkster is nie. Ons het laat sak. Ons klap nie meer hande nie, ons slaan nie meer tamboerijn nie, ons koordans nie meer nie, ons spring nie meer op en sê halleluja, prys die Here nie. Ek het nog niemand hier vandag gehoor enige iets sê nie. Nie een halleluja of een amen nie. En dit is ons moet saamstem. Dit is ons moet saamstem in hierdie dinge, ons moet kan sê, prys die Here, loof die Here. Dit is ons het dit waar daai mense dit nie het nie. Het ons dit. Ons het daai voorreg om dit te kan doen. Ons moet in onsself bid en sê, Here, asseblief Here, wys my as ek die probleem is dat hierdie gemeente nie geestelike gawes ontvang, sodat ek in myself kan verander. En volgende Sondag, dan wil ek hierso 'n belewenis, 'n revival sien, as elkeen nou hoor wat die Vader vanoggend vir julle gesê het. As julle luister na die woord wat die Here vanoggend gesê het, dan wil volgende Sondag met hier 'n revival uitbreek. Ons is by daai braai moet daar 'n revival uitbreek. Ons moet daar koordans en die Here se naam groot maak en ons moet die Gees van die Vader ervaar. En so wil ek nou oorgaan na die nagmaal toe ook. Want as dit nie was vir die liggaam van Christus nie, dan sou ons ook nooit 'n deel in hierdie liggaam gehad het. As dit nie was vir dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruis nie, dan sou ons nie vandag hier kon gesit het en gesê, ons deel in hierdie een liggaam wat Christus vir ons gegee het nie. Ons kan deel in die genadegawes wat hy vir ons gegee het nie, omdat hy vir ons die prys reeds betaal het, omdat hy reeds vir ons gegee het. Maar ek wil vra as julle hierdie neem vanoggend, die Bybel sê ook, ons moet dit nie op 'n onwaardige wyse neem nie, sodat ons nie 'n vloek op onsself bring. So ek wil vra, voordat ons dit gaan neem, dat ons op mekaar wag soos altyd, en dat ons net 'n gebed saam sê. En as daar iets is in jou lewe wat hindernis is, dat ons nie 'n vloek oor onsself spreek nie, maar laat ons die gawes van Jesus Christus kan ervaar, dit wat hy vir ons beplan het, toe hy sy liggaam vir ons gestel het op die kruis, toe hy deur ons sonde verbrysel en deurboor en geslaan was. So in daardie nag het Jesus die brood geneem en hy het dit gebreek en hy het gesê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek word. En so ook die beker na die brood en hy het gesê, hierdie is my bloed as 'n Nuwe Testament vir vergifnis van sondes. En vanoggend as ons hierdie neem, dan moet ons onthou, die nagmaal is vir my baie belangrik. Dit is 'n heilige instansie. Dit is 'n ding wat ons nie net ligtelik kan neem en sê, ons neem dit, dis maar net communion wat ons neem saam met die kerk nie.
maar dit is die liggaam van Christus wat vir ons gelei het. Dit is die liggaam van Christus wat stukkie vir stukkie vir ons afgebreek was en sy bloed wat vir ons gevloei het, sodat ons eendag kan wees waar hy is. Sodat ons nou op aarde kan werk om te wees daar waar hy is eendag. Sodat hy vir ons daai deurkom oopgemaak het. Ek gaan dit nou uitdeel, as jy my so. En dan vra ek dat julle dit net sal neem en dan wag ons net op mekaar voordat ons aangaan. Sal jy vir my asseblief of sal ek 'n storie lees? Word die bloed van Jesus, word die bloed van Jesus, word die bloed van Jesus, dit was my bitter dan die siel. Die bloed van Jesus, die bloed van Jesus, die bloed van Jesus, dit was my bitter as die siel. Das is Jesus, das Jesus die bloed van Jesus, das Jesus die bloed van Jesus, dit was my bitter as die siel. Die bloed van Jesus. Dierbare Vader, dankie Here dat U gekom het en dat U vanoggend met ons kom praat het, Here. Here, dankie dat U ons as liggame, as deel van U liggaam gemaak het, Here. Dankie Here dat U nie op die kruis omgedraai het en gesê het, ek kan dit nie meer vat nie, dit is te moeilik vir my nie, Here. Maar dankie Here dat U ons gesien het, Here, en dat U ons nie die pyn en lyding het U op U geneem, Here. U het nie gesê dit is Allison, ek gaan dit nie neem nie, U het dit vir ons gedra, Here. Dankie Here dat U gekom het en vanoggend, Here, vir ons kom gee het, Here, uit die woord, Here, dat U met ons kom praat het, Here, dat U ons geestelike oë en ore oopgemaak het, Here. Here, dankie vir U bloed, Here, dankie vir U liggaam wat vir ons gebreek is, Here. Dankie dat daar vergifnis is van sondes, Here. Dankie dat ons net op ons knieë kan gaan en sê, Here, vergewe my, Here. Here, ons bid ook so vir daardie lande wat vandag nie hier deel kan hê, Here. Wat nie kan nagmaal deel nie, Here. Wat nie kan openlik U naam loof en prys nie, Here. Wat moet wegkruip vanoggend, Here, waar ons hierso saam kan sit, eendragtig en die woord kan hoor, Here. Gaan met hulle, Here, staan hulle by, Here, versterk hulle, Here, en maak 'n weg van, Here. Here, dankie dat U met ons is, Here, en ek vra dat U met ons verder sal gaan, Here. Ons loof en ons prys U.